Dis die dag na die kruisiging. My hart is bly, want ek weet, die Here het vir my gesterf, sodat ek en my mense 'n kans kan hê om saam met hom in die hemel te wees. Maar ek is ook hartseer as ek dink, hoe moes Maria gevoel het om haar seun wat niks ooit verkeerd gedoen het nie, om so verniel te wees deur die mensdom en vermoor te word, kan 'n mens basies sê, voor getuienis, voor mense wat dit uitgeroep het en daarvoor gevra het dat hy moet sterf. En tog het Jesus geweet, hy moes dit doen vir die mensdom. Want die mensdom, die mensekind, ja, hulle verstaan nie mooi nie. Hulle gaan net aan. Hulle besef nie hoe belangrik die lewe is, hoe belangrik dit is om die Here te ken en om te doen wat gedoen moet word volgens sy wil. Maar dit is moeilik. 'n Mens bly 'n mens en lewe gaan aan en dit is nie altyd moeilik om daar's mense om jou wat maak dat dit vir jou moeilik is om nie lelike goed te sê nie en nie lelike goeders te dink nie. En tog dink ek nou so en ek luister na die natuur vanmôre. Dit is so stil en so rustig. En tog ook in die natuur is dit maar hoe dit is. Die sommige roofdiere moet maar die ander diere doodmaak om te kan lewe en te kan oorleef. Ja, die lewe is nie maklik nie. En daarom is ek vanmôre baie dankbaar om te sê, dankie Here, dat U vir my gesterf het. Dat U aan daai kruis gehang het, terwyl U geweet het, U het regtig niks gedoen nie, niks verkeerd gedoen nie. Inteendeel het U ons kom leer hoe ons moet wees en hoe ons dinge moet doen. En ja, my hart gaan uit om te dink vir Maria. Sy was 'n regte mens, nie 'n spesiale hemelwese wat moes weet wat aangaan en moes besef hoe dit is nie, 'n regte ma wat haar eersgeborene op so 'n wrede manier moes verloor het. Ja, ons is dankbaar vanmôre. En ek luister so na die natuur en dit is so stil en rustig. Wonderlik. Dankie Here. Ons kan net sê dankie, want U is wonderbaar en U leer ons so baie dinge en U wil so graag hê dat ons almal net moet oorleef en dat ons net moet goed wees en gesond wees en alles net moet regloop. Maar ja, die lewe het maar sy eie manier en ons moet leer om dankbaar te wees vir dit wat ons het en om net te sê, dankie Here. Ek kan net nie genoeg dankie sê nie. Daar sê, geniet julle tweede dag hierso en mag die Paasnaweek vir julle geseënd wees en voorspoedig wees en mag alles net mooi loop vir julle. En ons sê dankie. Amen en baie dankie.